Geliefdes, die gedeelte wat ek hier vanaand graag mee wil bemoedig, wat opgekom het in hierdie bedroefde familie, is 'n bekende psalm, Psalm 23, die opskrif, die Here is my herder. Geliefdes, die is 'n psalm baie na aan my hart, en ek hoop vanaand dit gaan die familie en u wat hier is bemoedig. U weet, geliefdes, dat in die ou tyd het herders voor hulle skappe uitbeweeg. Hulle het hulle skappe gelei met hulle stemme. Hy loop voor en hy praat, en die skap hoor sy stem, en dan die skap volg. David praat die ding, die Nuwe Testament bevestig die ding, waar die Here sê, ek is die goeie herder. My skappe ken my stem. Want hulle het vooruit beweeg, en die skappe het gevolg. Die eerste bemoediging, geliefdes, wat ek kry uit hierdie gedeelte en wat my troos. As 'n herder en 'n herder wat vooruit beweeg, sê dit vir my dat oral waar die skappe sy voetsole opsit, die herder het eerste sy voet daarop gesit. Of die grond nou klipperig is, die herder het eerste daai grond ervaar. Of dit nou dorings is, of dit nou opdrans is. Ons dien nie 'n herder wat lei van 'n distansie af nie, maar ons dien 'n herder wat voorloop, wat prakties gewys het hoe moet ons loop op die aarde. Die rede hoekom ek Jesus Christus aanbid en hom volg, van hy eerste gestap. Die teleurstelling van die lewe hoor Jesus nie in die hemel uit nie, maar hy het dit ervaar. Die rugsteek van mense het hy ervaar. Die teleurstelling in die arm van vlees het hy ervaar. Die dood het hy ervaar. Die leemte wat jy voel wanneer jy die dood ervaar, Jesus Christus het dit ervaar. En as ons vanaand die familie verwys na Jesus, dan verwys ons na 'n God wat ervaring het, wat begrip het van elke pyn, wat weet, hoe voel dit om uit 'n arm huis uit te kom, wat weet hoe voel dit om geoordeel te word terwille van jou geslag, terwille van jou ras, omdat jy nie 'n Romein is nie. Hy weet hoe voel dit om op neergekyk te word en minag word. Ons praat van 'n God. As die Bybel hom beskryf, dan beskryf hy hom as 'n droë riet sonder enige gestalte. 'n herder wat lei, wat voorloop, wat eerste ervaring het van elke wind, elke koue wind, elke winterseisoen het hy ervaar. Geliefdes, ek wil hê dit moet insink, sodat jy hierdie skrif moet verstaan. As die Bybel sê, die Here is